Hierdie straatwys, goeiemôre, goeiemiddag en goeienaand. Ek dink dis elke mens se droom om te wil groei, om 'n beter weergawe van jouself te word. 'n Bietjie wyser, 'n bietjie rustiger, 'n bietjie meer geduldig, meer liefdevol, meer jouself. En tog is daar min dinge wat ons so moeg maak soos persoonlike groei. Want ons kyk video's en ons luister podcasts en ons woon preke by en ons volg mense op sosiale media en gaan seminare toe en ons probeer nuwe gewoontes en dan kyk ons daar na onsself en dan dink ons ek is nog steeds op dieselfde plek. En dit raak nog moeiliker wanneer jy na ander mense kyk. Daardie persoon wat skielik so gelukkig lyk, daardie vriend wat lyk asof hy sy lewe uitgesorteer het. Daardie spreker wat so vol wysheid klink en klink asof hy alles onder beheer het. En dan wonder jy, hoekom voel dit asof almal vorentoe beweeg, behalwe ek? Maar hier is die belangrikste ding wat jy vandag moet hoor. Persoonlike groei is nie 'n kompetisie nie. Niemand wen nie, niemand verloor nie. Daar's nie 'n gradeplegtigheid waar jy uiteindelik jou diploma ontvang wat sê, baie geluk, jy het nou gearriveer as 'n volkome, ontwikkelde, suksesvolle mens nie. Die apostel Paulus, een van die invloedrykste geestelike leiers in die geskiedenis, skryf in Filippense 3, nie dat ek dit alles reeds verkry of reeds volmaak is nie, maar ek jaag daarna. Met ander woorde, ek is nog op pad. En dalk is dit die geheim. Die doel is nie om te arriveer nie. Die doel is om aan te hou groei. Want die mense wat dink dat hulle gearriveer het, ontdek dikwels dat wanneer hulle daar by 'n plek uitkom, daar nuwe uitdagings, nuwe lesse en nuwe geleenthede vir groei kom wanneer hulle daar is. Maar hier is die tweede uitdaging. Want ons leef in 'n wêreld waar ons dink alles moet same day delivery wees. Ons soek kitsoplossings. Ons kies die produk wat môre afgelewer word. Ons soek die een boek, daardie een preek, daardie een video, daardie een geheim, daardie een resep, die een formule wat vir alles gaan werk en alles gaan verander. Maar persoonlike groei werk nie soos takealot nie. Dit werk meer soos sit-ups. Jy doen vandag 10 sit-ups en dan stap jy spieël toe en dan sien jy niks en dan doen jy dit vir nog 'n week en nog steeds niks. 'n Maand later wonder jy, of dit regtig die moeite werd is. En dan net eendag vang jy jouself skelm in die spieël en jy dink, wag 'n bietjie, waar het dit vandaan gekom? Die verandering het nie oornag gebeur nie. Dit het stil gebeur onder die oppervlakte. Die sielkunde noem dit samestellende groei, klein konsekwente veranderingkies wat oor tyd buitengewone resultate oplewer. Dis soos rente wat ophoop, soos 'n boom wat groei, soos spierontwikkeling. En selfs die moderne neurowetenskap praat van neuroplastisiteit, die brein se vermoë om nuwe verbindings te vorm deur herhaling en ervaring. Elke gesprek, elke boek, elke moontlike oomblik, elke keer wat jy kies om anders te reageer, bou jy nuwe spiere. En geestelik werk dit net so. Jesus het nie sy disippels in een dag verander nie. Vir 3 jaar het hulle saamgestap. Hulle het gevra en getwyfel, geleer, gefaal, opgestaan, geluister, gegroei. Selfs Petrus, die rots waarop die kerk gebou sou word, het nog langs die pad gegroei. Want geloof gaan nie oor perfeksie nie, dit gaan oor transformasie. Paulus skryf in Romeine 12 vers 2, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Nie in een oomblik nie, maar deur 'n proses. Die oosterse wysheid praat van die weg, nie die bestemming nie. Want die mens wat jy word, is belangriker as die punt waar jy dink jy moet uitkom. So miskien is die uitnodiging vandag om op te hou vra, watter een ding gaan my verander? En eerder te vra, hoe kan ek getrou bly aan die proses? Want geen enkele boek gaan jou verander nie. Geen enkele preek gaan jou op sy eie red nie. Geen enkele video het jou lewe omgedraai nie. Maar saam het hulle iets in jou gevorm. Net soos geen enkele sit-up jou maagspiere gebou het nie, maar elkeen het bygedra. En dan gebeur dit eendag, dalk in 'n moeilike gesprek of in 'n krisis of 'n oomblik van teleurstelling of 'n geleentheid om liefde te kies en skielik reageer jy anders. Jy bly kalm waar jy vroeër ontplof het. Jy vergewe waar jy vroeër bitter geword het. Jy vertrou waar jy vroeër bang was. En jy besef, ek het hierdie spiere vir hierdie oomblik is reg. Ek kan doen wat nodig is. Jy kan nie eers sê watter boek dit gedoen het nie, watter preek en watter gesprek, watter straatwys video.
maar jy is dankbaar vir elkeen, want elke sit-up het getel. So as jy vandag voel, jy groei nie vinnig genoeg nie, hou aan, hou aan lees, hou aan leer, hou aan bid, hou aan luister, hou aan probeer en hou aan om op te daag. Want groei gebeur selde in dramatiese oomblikke op hulle eie. Dit gebeur in die klein getroue keuses wat niemand sien nie. En eendag gaan jy jouself skielik in die spieël van die lewe vang en besef, ek is nie waar ek wil wees nie, maar ek is beslis nie meer waar ek was nie. En dalk is dit die groei, wat groei nog altyd was. Nie om te arriveer nie, maar om dag vir dag die spiere te bou vir die lewe wat voor lê. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap, mooi loop.